Dis Dinsdag en dit is die tweede dag wat ons saam dink oor Pinkster en ons dink rondom die tema van lewe en die krag van die Gees en vandag spesifiek oor Pinksterdag, daardie dag wat die Heilige Gees kom en die wêreld, die kerk, alles vir altyd kom verander. As ons vanaand in een sin moes saamvat, dink ek ons sou kon sê dat die uitstorting van die Gees bring bonatuurlike krag en eenheid na mense toe. Voordat ons verder lees en gesels, kom ons bid saam. Here, U het gesê dat U ons nie as geestelike weeskinders sou los nie, maar dat U vir ons U Gees sou stuur. Here, ons eer U vir Pinkster, vir die vuur van U teenwoordigheid, vir die bonatuurlike werk wat U vandag nog doen. Here, maak ons harte oop om die krag van Pinkster vars te beleef, daar waar ons ook al is. Amen. Stel jouself 'n gewone oggend voor. Jy sit saam met vriende en wag. Dis al 10 dae nadat Jesus opgevaar het. Jy weet daar moet iets gebeur, daar moet iets groots gebeur, maar jy weet nie wat nie. Jy weet nie wanneer nie, jy weet nie hoe nie. En dan gebeur dit. Die wind, die vuur, tale wat jy nie verstaan nie. En skielik word jy 'n gewone mens, deel van God se bonatuurlike plan om die wêreld te verander. Dit is Pinkster, die geboorte van die kerk. En dit het alles begin met die koms van die Heilige Gees. Ons lees vanaand 'n entjie verder in Handelinge 2, van vers 1 tot 13, lees ons die volgende. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Kom ons dink vanaand oor hierdie paar verse, as ons oor die uitstorting van die Gees praat, en Pinkster, wat het daardie aand gebeur? Ons lees, toe die dag van Pinkster aanbreek, en ons lees iets van God se tydsberekening. God kies 50 dae na Paasfees, 'n tyd wat die Jode weer in Jerusalem bymekaar is, van reg oor die wêreld. Dis nie toevallig nie. En as ons lees van vuur en rook en wind, dan is dit nie die eerste keer in die Bybel dat ons dit lees nie. Die wet is op Sinaï gegee en ons lees in die Ou Testament van die vuur en die rook wat op die berg gekom het. En hier lees ons weer dat die Gees kom met vuur. Maar die ou verbond het 'n klomp reëls gebring. Die nuwe verbond bring lewe. En God se Gees kom nie altyd op mense wanneer ons dit verwag nie. Maar sy tydsberekening is altyd perfek. Miskien wag jy ook, veral in hierdie Pinkstertyd, op daai spesiale aanraking van God. Daardie weerkom bevestiging dat hy elke dag by jou is, dat hy jou gebruik, dat hy jou wil gebruik en dat hy jou toerus. Die eerste kerk het ook so gewag, eensgesind en vol verwagting. Ons lees ook dat Pinkster krag en teenwoordigheid bring, daar in Handelinge 2 vers 2 tot 3. Ons lees van die geluid in die hemel soos 'n geweldige stormwind en tonge van vuur wat aan hulle verskyn het of op hulle verskyn het. Wat beteken die wind?
In die Bybel is die wind dikwels 'n simbool van God se gees. Onvoorspelbaar, onsigbaar, maar kragtig, net soos wind kan wees. In Hebreëus is die woord vir wind en asem en gees almal dieselfde, ruach. Mens hoor so half die asem daarin. In Genesis 2 lees ons, God het sy asem, sy ruach, in Adam geblaas en toe word hy 'n lewende siel. In Esegiel 37 lees ons, die droë bene het eers begin beweeg, maar dis eers toe die ruach, toe die asem van God oor hulle kom, dat hulle lewe gekry het. En by Pinkster kom daar dieselfde asem, nou nie net oor een mens nie, maar oor die hele liggaam van Christus, oor die hele kerk. As ons hoor van die wind, dan besef ons net, God is in beweging. God kom blaas lewe in iets wat dood is of wat passief is, wat stil was, stil geword het. En 'n belangrike ding om te sien is, dat die kerk nie begin met 'n organisasie nie, maar met God se asem, God se wind wat oor die kerk geblaas word. Wat leer ons vanaand van die vuur, van die tonge van vuur? Vuur word dikwels in die Bybel gebruik om God se teenwoordigheid en reiniging te kom wys. Ons lees in Exodus 3 dat God verskyn aan Moses in die brandende bos, en die bos brand, maar dit brand nie uit nie, maar God is daar. In Exodus 19, as God op Sinaï neerdaal, en daar die brand, die vuur is daar om sy teenwoordigheid vir die volk te wys. Iets wat ons in die Nuwe Testament vandag spesifiek raak sien, is dat die vuur nou nie meer op 'n berg kom nie, of op 'n tabernakel nie, maar God se vuur kom rus op mense. Die vuur kom sê vir ons iets van God se teenwoordigheid wat daar is, die suiwering, vuur wat suiwer, God wat kom om ook vir ons te kom skoon maak, te kom heilig maak. En, soos wat vuur, veral as die wind so waai, kragtig is en nie gestop kan word nie, so is God se krag, God se ruach, God se asem, 'n krag wat in ons is, wat in die kerk is, wat nie gestop kan word nie. Ek dink die vraag dalk vanaand is God se asem in jou? Is God se ruach, se asem in jou? Beleef jy daardie krag van die wind en van die vuur wat in jou is? Laat jy toe dat dit jou suiwer, dat dit jou elke dag rigting gee, in die regte rigting stuur, en as jy op die verkeerde pad is, laat jy toe dat daardie gees van God vir jou in 'n ander rigting stuur, dalk iets heeltemal anders as wat jy sou beplan of self sou besluit het. Dalk het jy 'n stukkie vrees, of bitterheid, of trots. Dalk is daar iets wat maak dat jy nie hierdie gees van God in jou lewe se volheid kan ervaar nie. Pinkstertyd is die tyd waar ons vir die Here kan kom vra, Here, kom waai deur my. Kom waai deur my, kom maak my nuut. Ek wil gehoorsaam na u gees luister. Ek wil hoor wat u vir my sê. Nog iets wat ons in hierdie gedeelte raak sien, is dat God se ruach, se wind, se vuur vir almal is. Hulle hoor almal in hierdie verskillende tale, in hulle eie tale, hoe die goedheid van God beskryf word. En dis nie net 'n gebabbel nie, dis al die beskikbare tale wat mense verstaan uit verskillende nasies uit. En God bring, anders as in Babel waar hy verwarring gebring het met 'n klomp tale, kom bring hy eenheid. Almal verstaan die boodskap van God, want hulle hoor dit in hulle eie taal. Ek dink die gees van God maak ons ook oop, ons stemme oop om getuies te wees. Dit maak ons baie keer bang, want wat sê ek? Sê nou maar iemand vra my iets wat ek nie weet nie. Ek weet, en ek het al beleef, en het meer as een keer beleef, dat as die Here mense op 'n plek wil hê, en hy wil jou as getuie gebruik, gee vir jou die woorde. Gee vir jou daardie woorde, daardie bonatuurlike krag, wat net weer kom bevestig, dis nie jy nie. Dis hy, wat jou gebruik, om vir hom 'n verskil te maak in die wêreld. En dis waaroor Pinkster gaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir Pinkster, vir die dag toe die kerk gebore is deur die Gees. Ons bid vandag dat daardie selfde Gees in ons sal kom woon. Here, maak ons harte brandend met u vuur. Gebruik ons monde om vir die wêreld van u groot werke te vertel, dit wat u in ons lewens doen. Here, en bring ons saam
in eenheid, daardie eenheid wat net kan bestaan, omdat ons saamgebind is in U naam, en in U teenwoordigheid. Ons bid dit, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, en God die Heilige Gees, wie se asem, wie se ruach in elkeen van ons is. Amen. Hart smag na U, sonder U